Jy sien, ergens het ons op 'n plek gekom, wat ons ernstig wil wees voor die Here. Hallo? En ons 'n plek vir dit, en dit is belangrik vir ons om ernstig te wees. Maar wanneer laas het jy net lekker saam met die Here gelag oor wie hy is? As ek vir julle sê hoe baie ek saam met die Here lag, dan gaan julle vir my sê ek bid nooit. Want ek lag vir die helfte van die keer vir myself. Die van julle wat nie weet nie, ek is die emosionele een in ons huwelik. Ek is die girl in die huwelik, ek is die een wat terugkom in die fight en sê, en by the way, wil ek ook net by sê, en dan stap ek so 3 tree, as ek soos, en as my vrou soos, as ons net klaar gesê. En ek dink die Here voel baie keer presies so met my, dis ook baie keer vir haar frustreerd raak. Love you so much. Nou sit sy net en kyk my so, En met ek kom ek na die Here toe, en asof die Here net vir my lag. Nou in 'n fight, tussen my en my vrou, wat nooit gebeur nie. As ek moet instap, en ek is nou vurig, en ek is nou vlammig, jy weet, en ek is nou daar, jy weet, waar ons emosionele mense kan wees. Ons overthinkers. Nee? En ek moet inkom, en sy moet vir my lag, gaan dit sleg gaan. Vandag gaan ek soos, Here, nie krag nie. Nie vir my krag gee nie, want nou gaan ek skade maak in my eie huis. En baie keer as ek by die Here kom, dan lag hy vir my. Want ek het nou toe gekom en sê, en hy sê soos, oh my word. Soos, hallo, die kruis van Jesus, my seun, wat ek vir jou gestuur, onthou jy nou weer dit? Hy het vir dit gesterf, so kan jy ophou, kom na my toe met 'n glimlag oor die oorwinning wat ek reeds vir jou gegee het. Want ek dink baie keer kom ek en jy as kinders van die Here by die Here met die woord en met die krag van God en ons het tyd om ernstig te wees, dit verstaan ek. Maar ons het ook 'n tyd om te besef van die oorwinning waarin jy loop en ophou net lyk asof jy besig is om dood te gaan. Kan ons op 'n plek kom wat ons die Here weer aanbid vir wie hy is? In hierdie week het ons mense hier gehad by ons. Okay, my vrou, my keel is baie droog, dat ek het 'n sweetie eet. Ek sien, sy sit nog so ongemaklik met die sweet in haar hand, want sy soos, hierdie ou vat te lank. Maar, ek is so bewus hierdie week van die feit, en Dinsdag en Woensdag aand, het was die mense wat glad nie betrokke is by ons gemeente nie, maar dit het ons venue kom gebruik, vir 'n profetiese aand. En ek staan agter in die kerk, eintlik is ek hier om te werk, en ek het koffie gemaak, en ons het klank gedoen, en ek staan daar agter vir 'n oomblik en ek roep vir Joshua en ek sê Joshua kom staan gou langs my, kom voel gou hierdie. En ek het nooit meer gevra wat hy gevoel het nie. Maar op die verhoog hier waar Koenie staan 'n ou, nie so aantreklik soos jy nie. Maar hy het jou buddy. Staan hier 'n ou met net sy gitaar, sy tablet wat nie wou charge nie. Want ons kragdraad was stikkend, maar ons het uitgefigure. En dit was nu 'n bietjie chaos, maar as 'n one-man band. En ek staan nou agter en ewe skielik is ek hartseer. En julle weet ek huil mos nie mooi nie, né? Ek kry nie daai as die Heilige Gees begin werk, dan chunk ek. En ek beleef so die Heilige Gees in daardie oomblik met niks op die verhoog behalwe ou in 'n backtrack nie. En dit was nie die beste stem nie, dit was nie die beste gitaarspel nie, dit was nie die beste backtrack nie. Inteendeel was ek baie geïrriteerd met hoe dit geklink het. Want dis maar net my persoonlikheid. En op daai oomblik gaan staan ek stil en die Here sê vir my, kyk die honger in my mense. En weet julle wie die mense wat hier was, is nie gewone kerkgangers nie. Inteendeel wys die Here my, dis mense wat seer gekry het in die kerk. Dis mense wat permanent so lyk as hulle aanbid. Want dit wat ons die Here gemaak het om te wees, is waar hulle seer gekry het. Dit wat hy nooit gesê het hy is nie. Hy het gesê, kom na my toe, almal wat bemoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Hy het gesê, ek is die groot ek is. Ek het kom verklaar wie ek is. So kan julle asseblief in die oorwinning wat ek jou gegee het lewe.
Ja, die lewe gaan ons houe slaan. Ja, goed gaan gebeur. Maar baie keer het ek en jy nodig om op te hou sit en hierdie verskriklike godsdienstige gebed met die Here deel. En net jou hart deel. Wat van net jou hart deel? Wat van net kom sê wie ek is? En dan lag ons saam oor. Kan ek nou baie persoonlik raak? Mag ek? Hallo? Maar dis wanneer jy ken my soos ek is. Nou die oggend vang ek myself en het ek lekker gelag saam met die Here. Soos regtig. En julle moet nou my verskoon vanoggend want ek wil iets met jou by jou kom laat. It needs to hit home. Okay? Nou elke oggend as ek in die spieël staan, sê ek vir myself, successful, handsome, powerful. Ek doen. Successful, handsome, powerful. En dan maak ek seker ek kyk weg van die spieël as ek omdraai. Want ek van die kant af, in die spieël, is iets waaroor ek lag. En ek vang myself, my spieël is so in my kas gedeur, en dan is daar nog 'n spieël so. En ek vang myself, en my routine is onderbroek, kouse, roll-on, jean. Dat julle weet. Maar na die roll-on toe, moet ek verby die onderbroekspieël stap, in die bolyfspieël in, en die roll-on kry. Dan moet ek terugstap, bolyfspieël, boudespieël, om my jean te kry. En in daai oomblik, vang ek myself 2 keer, dat ek so, en ek lag kliphard. En van daardie dag af stap ek so na my vrou toe. En ek lag, en ek weet nie hoekom ek lag nie, en ewe skielik ervaar ek die Heilige Gees terwyl ek lag, en ek sê, Here, genade maak se onvolmaak. Want Here, hier is net 'n lang rug en niks bygesit nie. En ek lag vir myself. En in daai oomblik is dit asof die Here vir my sê, dis wie ek jou gemaak het om te wees, ek het nie vir jou gesê jy moet daarvan hou nie. En ek sê, maar yes, Here, laat dit so. Ietsie by. Jy weet dat ek, wat is moeilik is jy. En ek is laat, soos ek vir myself lag en probeer vir die Here sê, wat's fout? En in daai oomblik is dit asof die Here vir my sê, van 'n laas, ek het jou gemaak wie jy is. Het jy net gelag saam met my oor wie jy is en my nie veroordeel vir wie jy dink jy is nie. Yes, en daai het my hart getref. Nou wil ek beveel nou nie aan dat jy elkeen nou voor die spieël moet gaan staan en jouself gaan lag nie. Maar vind daai oomblik wat jy net saam met die Here kan jy wees. En net lag. En net giggel oor dit. En ek bevind myself op hierdie plek wat ek voel die Here sê, ek het jou gemaak wie jy is. Kan jy net 'n bietjie in my vreugde na my toe kom? Kan jy net 'n bietjie in my vreugde beleef wie ek jou gemaak het om te wees? En ek moet vir jou sê, ek lag nogal baie vir myself. En dan sê ek, Here, maar dit gaan seker maar alright wees. Want as jy hierdie ou kan gebruik, wat so in die spieël gekyk het en gesê het, oef, wat kan jy doen met hulle wat die selfvertroue het om te loop in die autoriteit wat hy hulle gegee het? Kan ek en jy ophou dink ons word gediskwalifiseer op wie ons is en wat ons is? Want ek wil vandag vir jou gesê, ek is nie gekwalifiseerd om hier te staan en 'n mikrofoon vas te hou nie. En ek was nog nooit. Maar hy wat die goeie werk in my begin het, sal dit klaarmaak. So mag jy dit vanoggend net so 'n bietjie vat. Dit was verniet as 'n deel van die preekie. So Sondagskool, julle kan gaan. Dankie julle. Elke keer as ek 'n goeie preek het, dan doen my vrou Sondagskool. Ek weet nie hoe gaan sy by die Here hoor as sy nie by my hoor nie. Is dit 'n grappie? Is dit 'n grappie? Eers my vrou.
Ek het nou regtig hard probeer deur hierdie C-suite werk, maar ja. Want dan is hy nie gesond nie. Okay, hy is in. So vanoggend wil ek met jou gesels oor fondasie. Nou ek sien 'n bouerie. Ek weet daar moet 'n gat wees voor daar 'n muur kan wees. Dis wat ek verstaan en ek weet hy moet so groot wees by so groot en al die dinge en die van julle wat nie weet nie, toe ons die kerk gebou het, het ek baie geleer van fondasies en ek het ook geleer hoe dit lyk as hulle kraak. Maar dit hoef julle nie oor te worry nie, julle is veilig hier. En ek wil vanoggend met jou kom gesels oor dat die feit dat ons fondasie reg is, hoor mooi, beteken nie die muur gaan hou nie. As jy soos wag wat? Ja. Jy sien, wanneer ek my hart vir die Here gee en wanneer ek my lewe vir die Here gee, is daardie fondasie suiwer, is daardie fondasie reg, is daardie fondasie gegrond op die woord van God. Baie dankie. Maar ek voel dat ek ergens langs die pad, wie onthou nog al jou sondagskoolliedjies? Vir die meeste van hulle. Kom nou, moenie jok in die kerkie man, steek jou hand op man. Ek is nie Wie onthou ons dit? Nee? Ons onthou daai sondagskoolliedjies van ek kan nou is my weg, ek het 3 gehad, nou is hulle almal weg. My God is so groot, so. Nee? Sien, dis dieselfde fondasie. Nie waar nie? En ek bevind myself op hierdie plek dat ek word nou die oggend wakker en as jy wil weet hoe laat was presies 2:17. Want dis wanneer my wekker afgaan in my kop. En die Here maak my wakker met hierdie skrif en hy wys vir my hierdie fondasie wat perfek is, wat reg is. En ek raak so half opgewonde, ek sê, "Jo Here, wat bevestig jy nou in my lewe? Ek like dit, goed is reg." En ek sien hoe die Here hierdie muur bou. En die muur is noodwendig nie die beste vir die fondasie nie. En in Matteus 7:24 begin hy sê, elkeen wat na hierdie woorde van my luister en daarvolgens wandel sal wees soos 'n wyse man wat sy huis op die rots bou. Onthou jy daai sondagskoolliedjie? Wyse man bou sy huis op die rots. 'n Wyse man bou sy... Onthou, kom nou. 'n Wyse man. Sê, en die reën val neer. En die reën val neer en die kom. En die reën val neer en die huis op die rots staan. Wat gebeur dan? Dwaase man bou sy huis op die sand. Dwaase man bou sy huis op die sand. Sing saam. Dwaase man bou sy huis op die sand en die reën het neergeval. En julle moet saam sing, alles gaan ons lank preek. Die reën val neer en die reën val neer en die huis op die sand val. Okay. Nou dat julle daai hele skrifgedeelte ken, hoef ek hom nie te lees nie. Want julle het hom nou gesing. En ek wil met myself, want vers 26 sê iets wat die liedjie nie sê nie. En elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, sal wees soos die dwaase man, wat sy huis op die sand gebou is. Reën het geval en die huis het geval. As ek en jy besef dat elkeen van ons se lewens is besig om gebou te word, is my vraag vandag, terwyl jy hier sit onder die lofsange van die kinders van die Here, is my vraag vanoggend eenvoudig. Is jou fondasie reg en is jou muur skeef? Of wat sal die rede wees? Jy sien, ek en jy is besig om iets te bou. Of jy het besef of nie, elke besluit, elke gewoonte, elke gedagte is 'n bousteen in my en jou geloofslewe. Jesus sê nie die storms mag nie kom nie. Hallo?
Hy sê die storms sal kom en die vraag is, gaan jy geskit word? Die vraag is, wanneer hierdie storm kom, waarop staan jy? Waarop is jy gebou? En ek wil vandag sê, baie van ons gelowiges lyk sterk op Sondag. Kom nou. Jy weet die metodiese hand opsteek? Nee? Die vang die TV ene? Nee? Kom nou. Ons lyk reg wanneer ons in die teenwoordigheid van die Here kom. Ons lyk reg wanneer ons hier kom tussen mense. Maar maandagoggend wanneer die eerste wind waai, dan verloor ek alles wat ek hier opgebou het. Jy sien, ons het 'n gesegde gehad wat sê 'n pastoor bedank nooit op 'n maandag nie. Want as van die mense jou WhatsApp en sê al die foute wat jy gemaak het Sondag. Nee, in hierdie kerk, jy moet nie worry, dit gebeur regtig glad nie. Dis nie omdat God ewe skielik minder is in my lewe nie, is omdat daar ewe skielik nie die teenwoordigheid van God in my lewe is maandag nie. Dis net omdat ek op 'n plek gekom het wat dit wat ek gebou het nou getoets word. Onthou julle op hoërskool moes jy as almal het daai projek gedoen, moet jy 'n bruggie bou uit tandestokkies uit of uit roomhuisstokkies uit, moet jy 'n bruggie bou en dan kom die meneer dan neek hy 'n baksteen op die ding neer. Dan sê hy, hoe gaan hy hou? Nee? Dan sê hy, ek gaan nooit weet of hy sterk gebou is as ek hom nie toets nie. Nou wil ek vandag vir jou sê, my sement is nogal gekonkruit, hoor. Want jy sien, wanneer ons vas staan in die Here en die Here iets kom doen, dan is hy besig om iets te kom bou. Dan is die Here besig om iets vir my en jou te stuur, maar ek wil vandag vir jou sê, ek en jy hardloop so vinnig weg, en ons wil nie meer gebou word nie, ons wil nie meer opgebou word nie, ons wil nie meer versterk word nie, want ons is nie lus vir die toets wat saam met dit kom nie. Ek wil vir vandag sê, die rede is dat kerke leeg is want die Here forceer my in jou plek om te groei, om iewers te wees, of waar hy my en jou kan gebruik, om iewers 'n getuienis te wees, waar Jesus gekom het en gesê het, luister hier, ek is in jou lewe, ek het 'n sê in jou lewe, maar ek en jy hardloop so vinnig vir dit weg, want ons hou nie van die water teen die muur nie. Ek weet nie van jou nie, maar ek het al in 'n tent geslaap wat lek. En seker die woeste storm van my hele lewe, staan ek in 'n 2-man tent. En ons hoop hy hou langs die viswaters. Vaderland, ek het nog nooit so groot tsunami gesien in my lewe nie. Nou wil ek jouself voorstel, ons sien hier die man wat hierdie perfekte huis bou. Dit lyk perfek van buite af. Die mure is sterk. Die binnekant is mooi afgewerk. Kyk om jou, sien jy, mooi afgewerk. Ek wil net weet wie ook al aan die hoek die muur gechip het, ons het hom gefiks, hoor. Die binnekant is mooi afgewerk. Maar onder is die fondament gekraak. Jy sien, van buite af lyk dit goed, maar een storm, een druk, een toets en skielik is daar krake. Ewe skielik skuif die mure en die huis val in mekaar. Hoekom? Want die fondasie, dit wat weggesteek is belangriker as dit wat gesien kan word. Hallo. Nou, het ek vanmôre vir julle boublokkies gebring hier. Jy sien, baie keer bou ek en jy, julle kan net tot hier sien, julle kan nie hier onder sien wat ek doen nie, nee. Goed, ek het my triek vergeet, maar hy sal nou werk. Jy sien, ons bou hierdie, nou die van julle wat Jenga ken, hierdie is Jenga. Die van julle wat Jenga ken, sal weet dat ek nou doen is verkeerd. Nie waar nie. Ek weet nie hoekom nie, ons bou ons blokkies, ons dieselfde ding. Jy sien, baie keer is ek en jy geneigd om hierdie te doen. En die ergste van alles is, die oomblik toe julle sien, ek bou hierdie, het julle geweet is verkeerd. Want dis nie hoe dit moet lyk nie. Want dis nie hoe dit op die boks lyk nie. Hallo? Ek wil vandag vir jou sê, baie keer lyk my en jou lewens en ons Bybels mooi van buite af. Ek het my Bybel vir 'n rede vanoggend daar binne gelos. Want ons het hierdie gesegde, ja, kyk hoe gebruik lyk hierdie Bybel. As jou Bybel uitmekaar uitval, val jou lewe 10-1 nie. Wat die grootste leuen is onder die son. Dis die valste teologie wat ek in my lewe al gehoor het. Weet jy hoekom? Want wanneer daai Bybel uitmekaar uitval, beteken dit ek weet hoe lyk 'n storm.
Ek weet hoe om het storm te trotseer. Ek weet hoe om daar te staan. Beteken nie dat alles fyn gaan wees en alles mooi gaan lyk nie. Ek weet nie van jou nie, maar ons het hierdie kerk gebou nou 4 jaar terug gebou, as jy gewonder het. En ek wil vir jou sê, toe die grootste reën kom, toe moet ons keer, hoor. Want toe is dit nat hier binne. En oral waar daar krake is, en oral waar daar foute is, kom die water deur. Want wat sê die woord? Kan ons gou teruggaan na wat sê die woord in Hooglied toe? Hy sê dat groot waters kan die vuur van liefde nie blus nie. Hallo? Maar ek wil vandag vir jou sê, as my liefde en ons gaan altyd na die huwelik toe, ons gaan altyd na die liefde toe tussen man en mens, maar God kom verduidelik iets van liefde hier. Nou wil ek vandag vir jou kom sê, dat as God sê dat groot waters, wat enige plek inkom, die verwoestende krag wat water het, wat enige plek inkom, as God kom sê dat dit kan nie die liefde blus wat ek vir jou het nie, hoekom sal ek en jy self dan die vlammetjie doodmaak? Hoekom sal ek en jy self kies om nie by hom te sit wat die bron is nie? Kan ek jou sê hoekom? Want sonde het in my en jou lewe ingekom. Jy sien, ons kan baie dinge vir die Here probeer wegsteek, maar sonde is een van die dinge wat altyd sy verkenning sal maak. God sê daar om my en jou te verneder nie. Ek weet van mense wat nie uitkom wanneer daar 'n oproep is om uit te kom vir gebed of wat ook al, want is nog bang die pastoor gaan jou sonde uitlê. Daar bestaan nie so 'n ding nie. Want God sê God wat jou ooit gaan verneder nie. Hy sê God wat ooit jou gaan verkleineer en vir jou gaan sê, ja, ek weet wat jy gedoen. Nee, nêrens nie. Maar ons het hierdie idee dat sonde hierdie manipulerende plek in my en jou lewe inneem, wat glad nie so hoort nie. Jy sien, Hebreërs 3 vers 12 sê, pas op, broers en susters, dat daar nie in een van julle se 'n bose, ongewillige hart is nie. 'n Hart wat weier om op die Here te vertrou en op hom te steun en wat wegdraai van die lewende God af nie. Hy sê, maar vermaan en bemoedig mekaar elke dag, sodat as wat dit vandag gedoen noem word, solank daar nog 'n geleentheid is, sodat niemand van julle verhard word in 'n gevestigde omstandighede deur bedreiglikheid van sonde nie. Ek is so bewus van die feit dat die rede dat ek en jy nie kan saam met die Here stap en saam met die Here bou nie, is gevolg van sonde. En dan bou ons op dit. Dan bou ons op die dinge wat ons verkeerd gedoen het. Ons harte word hard. Ons maak onsself dood vir die Here. Dit bring afstand tussen my en die Here. Want jy sien, die gevaar is, sonde skree nie, sonde fluister. Sonde skree nie. Hoor gou wat sê Jesaja 59 vers 1 tot 2. So sê die Here, waar is die skeybrief waarvan ek julle moeder weggestuur het, o Israel? Of van watter een van my skuldeisers het ek julle verkoop as slawe? Kyk, ja, julle is verkoop, maar oor julle eie ongeregtighede, oor julle sonde, oor julle onreg en julle verkeerde dade en oor julle oortredinge is julle moeder weggestuur. Hy kom maak hierdie beeldspraak van die feit dat dit wat my en jou verhinder om by die glorie van God uit te kom is onsself. Dis nie hy nie. Want jy sien, die vyand kry dit reg om vir my en jou te kom sê, dis nie so ernstig nie. Dis nie so erg nie. Jy's nog reg. Niemand sien dit nie. Niemand weet daarvan nie. In die week berei ek hierdie voor. En ek is so bewus van die feit dat ek probeer regtig in my lewe, hoe jy my hier sien is, hoe jy my daar sien, hoe jy my by die huis sien, dis nogal dieselfde ou. My vrou bly sê ek het verander, maar ek glo nie, ek weet nie. Maar die belangrikheid is dat jy sien, waar ek en jy wandel, moet ek en jy wees dit wat van ons verwag word om te wees, is kinders van die Here. Nie as die perfekte prentjie van wat ons dink die wêreld wil hê, moet iemand lyk wat Jesus volg nie. Kan ek jou sê hoekom nie? Want man oh man, ek kan vinnig kwaad raak en dan kan ek vir jou sê ek is kwaad. En dan hou mense noodwendig van dit nie. Mense hou nie daarvan as jy hulle uitroep op hulle sonde nie. In die week het ek ongelukkig die voorreg gehad om een van my goeie vriende, wat gelukkig nie in Bloem bly nie, so julle sal hom nie ken nie, het ek raak geloop, ek nie eens my vrou vertel nie, shame, maar okay. Het ek raak geloop, en ek het hom letterlik betrap. En die oomblik toe ek instap, het hy nie my verwag nie, en ek het hom ook nie verwag nie.
En op 'n oomblik was daar skok. En ek is soos, so, en nou? Nee, ek wil net gou, en nou? Nee, wat gebeur het is, en nou? En hy sê, as jy nog een keer sê, en nou, dan gaan ek vir jou, neem. En ek soos, dis reg, jy kan dit doen, maar dit gaan nie verander wat jy nou hier gedoen het nie. Dit gaan nie verander wat nou hier gebeur het nie. En weet ek, julle almal gaan nie fokus op wat ek volgende gaan sê nie, want julle wonder nou wat het gebeur. Ek ken julle tipe. Kom ons sê nou maar net, hy het, kom ons sê maar net, dat, Willy, Wally, maar dit was nie sy maatjie nie. Het was iemand anders as maatjie. Man, vrou, nie man nie. Nee. Ek het nog nooit iemand gesien wat iemand saam wie hy werk so lekker so nie, maar ek is so bewus van die feit dat die wêreld het verwag ons moet omdraai en maak asof ons dit nie gesien het nie. Die norm van die wêreld waarin ek en jy leef, het so geword dat ek sê vir iemand wat ook daar is, sê ek, hoor jy weet nie van, hy sê, ja. En? Hy sê, nee, het gaan toch nie help ons sê iets nie. Maar toe ek instap, iemand wat bekend is vir die feit dat ek die woord van God verkondig, vir die feit dat ewe skielik, dit moet tog net nie raak gesien word nie, pla my, want dit is veronderstel om die Heilige Gees te wees wat jou oortuig, en nie die mens wat 'n titel dra nie. En ek vra die volgende vraag af. Wat steek ons weg? Die duiwel roep jou op jou sonde, maar God roep jou op jou naam. Ons ken daai gesegde. Die duiwel roep my en jou op ons sonde. En ek is so bewus van die feit dat ons baie keer hierdie vat en ons hou maar net aan bou op dit, want dit is makliker. Jy sien wat gebeur as ek op sonde bou is, die feit dat die eerste klein dingetjie kan kom, want dan doen ek dit op my eie. Sal julle saamstem? Hier's niks wat hierdie struktuur nou in die lig hou nie, want niks hou dit vas nie. En al sou hier 'n ligte hand die gebed voor my ete hier wees, of ek gaan nou en dan Sondag kerk toe, is die teenwoordigheid net so bietjie, en wanneer die eerste stamp kom, val my blokkies om. En dan sê ek, okay, is reg, ek gaan nou van voor af begin. Hoor gou die gevaar en wat ek nou net gesê het. Wie gaan van voor af begin? Ek. Alright, so kom ons gaan weer. Kyk Here, ek weet hierdie is reg, maar ek weet ons moet hierdie doen, maar kom ons hou net gou so 'n bietjie aan. Here, want ek voel dis tog reg. Hierdie keer gaan dit anders te wees, Here. Hierdie keer beloof ek jou, gaan dit anders te wees. Ek kan dit sien, ek kan dit voel. Ek het skrif gekry wat sê dit gaan anders wees. 'n ander tannie het vir my kom sê dit gaan anders te wees. Ek wil vandag vir jou sê, jy kan bou wat jy wil, maar elke keer dat jy op 'n termietmuur bou, gaan termiete nog steeds inkom. Elke keer wanneer ek op dieselfde fondasie bou, op dieselfde plek wat daar infiltrasie gekom het, waar daar sonde ingekom het, wil ek vandag vir jou sê, gaan die muur nog steeds val. Al is dit nuwe stene, al is dit anders te sement, al lyk dit anders, al is dit anders te woorde, al is dit 'n ander bouer, gaan dit nog steeds nie verander. Sonde laat jou nie net verkeerd doen nie, dit laat jou aanhou verkeerd bou. Jy sien, ek sien vandag hier om eintlik vir jou te kom sê van jou sonde, en die kerk is besig om te veroordeel vir jou sonde, want ons almal het sonde. Ons nie 'n klein of 'n groot sonde nie. Want jy sien, wanneer ons dan op die mens begin bou, wanneer ons op die volgende ervaring begin bou, wanneer ons op die volgende geleentheid, wanneer iemand kom preek, of ons hoor hierdie ou doen dit, as ons daarop bou, dan gaan dit anders te wees hierdie keer. Kan ek vir jou getuienis uit my eie lewe uit vertel? Ek is net in die bediening in, nog nie heeltemal nie, ek is nog so op 'n Joshua fase. En ja, op 'n Joshua fase. En ek beleef
Hulle stuur my die dag om Barberton toe te gaan, en ek gaan Barberton toe, en ek gaan preek daar, en daar's 'n oom. Nou moet ek moet die week daar wees, ek het eintlik nog gewerk, so ek moet die week daar wees, en dan die Sondag, Vrydag aand gaan ek by die jeug preek, en die Sondag by die kerk preek. En ek kom toe die Sondagmiddag al aan, en ek ontmoet die oom net voor hy ry, want hy gaan nou na pastoor Kobus van Rensburg toe, wat oorlede is al. Hy gaan nou na hom toe, want hy moet vir hom bid, want dis al hoe hy gesond gaan word. En ek sê toe vir die oom, maar jy weet die Heilige Gees wat daar is dieselfde Heilige Gees wat hier is. Daar's nie verskil nie. Dis dieselfde Heilige Gees. Nee, ons gaan nou reis doen. Ek sê, is reg. Die oom ry toe. Hulle is toe soontoe, hulle is daar vir die diens, die oom kom nog steeds siek terug. En dadelik sê die Heilige Gees vir my, jy moet vir hom bid. Ek sê, Here, hy gaan nie vir my luister nie. Hy het nou kilometers gery na hierdie pastoor toe, wat sy krikke teen die gebou se mure op is, en al die goeters. En die Here sê van, jy gaan vir hom bid. Ek sê, is reg, Here. Sal vir hom bid. En die oom kom, en voor ek ry, moet ek groet, en hy kom toe in die dorp aan, en ek sê toe, ek wil net hierdie oom groet. En ek stap na die oom toe, ek sê van, oom, hoe het dit gegaan aan die ander kant? Nee, baie geseënd, baie geseënd. Ek sê, is jy gesond? Nee. Ek sê, hoekom nie? Hy sê, want genesing vat tyd, en 'n wonderwerk is dadelik. Ek sê, oom, jy jok nie, dit is 100% die waarheid. Maar vertrou jy die Here vir gesond word, of vertrou jy die Here vir 'n wonderwerk? Kies gou. Hy sê, nee, ek vertrou die Here vir 'n wonderwerk. Ek sê, is reg, kom ons bid vir hom. En ek sien, hy's half soos van, jy weet daai, wat gaan jy nou bid? En weet jy wat bid ek? Ek staan by die oom, ek sit my hand op sy skouer, ek sê, Here, ek bid dat dit wat sy hart glo, sy brein sal verstaan en sy liggaam in lyn sal kom. Amen. En ek sien die oom is heeltemal verbaas, hy sê, kry, dit was nou cute. Die oom het 'n probleem in sy heupe, die een is langer as die ander een, maar dis nie daai wat hulle op die stoel sit en dit ewe skielik reg trek nie, dis nie daai tipe wonderwerke nie. Dis letterlik die een been is so 'n stuk korter as die ander een, en die oom sukkel om te loop, dit begin al die joints nou skade maak en warra. En ek vra toe vir die oom, voordat ons gaan sit, ek sê vir oom, asseblief wat jou skoene uittrek, ek wil nie, jy moet nie opstaan nie, want dan gaan jy dalk sê, daar's 'n rede. En die oom sit, en hy het regtig gesit, en die een voet was baie kort as die ander een, en hy's ook kleiner as die ander een, hy moet 2 pare skoene koop, 'n 7 en 'n 9. Want die een voet dra 7 en die ander een dra 9. So hy het 'n klomp regterkant 7's wat werk, en linkerhand se 8, 9's wat moeg gewerk is. En ek bid vir die oom, en ek sê dit vir hom, en hy staan op, en hy in gedagte staan hy op, en hy sê, ek het jou gesê, dit gaan nie werk nie, man, en hy stap. En hy stop so dood, hy soos, ag, asseblief man. Ek sê, oom, wat het nou gebeur? Hy sê, ek het nie my skoen aan nie, maar ek loop reg. Ek sê, maar dit is dit wat oom gevra het voor nie, oom het gevra om wil reg loop. Hy sê, ja nee, die pyn in my heup is ook weg. En ek sê vir die oom die volgende, ek sê, oom, as gevolg van jou eie getuienis, van wie Jesus is, as gevolg van die feit dat jy dit verklaar het, wil ek net vandag vir jou sê, dat dieselfde Heilige Gees, wat Jesus uit die dood het opgewek het, dieselfde Heilige Gees wat in ons woon, vandag, hy is nie op 'n ander plek nie, hy is tussen ons, saam met ons, elkeen van ons, en in elkeen van ons. Ek het nie nodig om na iemand toe te gaan nie. En ewe skielik gooi ek hierdie oom se hele huisie om, met een gebed. En ek vra vir hom, oom, wat nou? Hy sê, ek gaan nie meer op mense vertrou nie, maar ek gaan op die Here vertrou. Want Jeremia 17 vers 5 sê, vervloek is die man wat op die mens vertrou en op die mens steun, wat swak is en gebreke vlees van krag maak, en wie se hart en gedagtes van die Here af weggedraai het. Want hy sal wees soos 'n skruik in die dorre woestyn. Hy sal nie die voorspoed sien wanneer dit kom nie, maar sal woon in klipprige plekke van die wildernis. Spreuke 29:25 sê, die vrees vir die mens bring 'n struik, maar elkeen wat op die Here vertrou, en sy vertroue in hom stel, sal veilig wees en verhef word. Miskien as ek en jy op mense se opinies bou, as ek en jy op aanvaarding van wat die mense verwag moet bou, wil ek vandag vir jou sê, bou ek en jy nie op dit wat die Here gesê het nie. Dan kom ons op 'n plek wat ons vir die Here vra, Here, deurgrond my hart. Here, ek wil op U bou, ek wil op U staan.
Ek wil op die onveranderlike staan. Dan vra die Here, soek jy dit by die mens of soek jy dit by my? Probeer die mense behaag of is ek nog steeds genoeg? Want dan bou ons op die los sand. Ek weet van mense wat my al teleurgestel het. Ek weet van mense waarop ek staat gemaak het. In die kerk, in die bediening, wat foute maak. Ek sê vir my vrou gereeld, sê ek vir haar, moet asseblief nie die pastoor paadjie vir my aantrek nie. Sy sê, wat bedoel jy? Ek sê, moet my asseblief nie sien as die pastoor nie, want ek sê, man. En glo my, sy kry die foute wat ek nie sien nie. Sy weet waar hulle is wat ek nie sien nie. En sy is by die waarheidsambok geslaan. Sy steek nie weg nie. En ek wonder by myself partykeer, in hoeveel plekke en gesprekke, WhatsApp oproepe, boodskapies, sit ons vertroue in daardie plekke. Hoeveel keer tik ons in vir profetiese woord, want iemand moet tog 'n woord in my lewe gee. Ek het nou die dag agtergekom, ek het my ou e-posadres oopgemaak, ek het 'n ding gesoek, 'n ou dokument, en ek sien, daar's nog 'n link wat ek gesubscribe het, Prophetic Today of iets soos dit. En ek lees net so 3 dae, soms so random dae se profetiese woorde, en ek skrik myself amper boeglam. En ek sê, Here, prys die Here, ek het nie in dit geglo nie. Prys die Here dat ek nie op dit staat gemaak het. Prys die Here, ek het nie op hierdie goed wat menslik is staat gemaak nie. Want ek wil vandag vir jou sê, daar bestaan nie so ding soos 'n globale profetiese woord nie. Want God is 'n verhouding God. As hy sê, ek ontmoet elkeen van julle waar julle is, wil ek vandag vir jou sê, kan ons nie elke ding vir soetkoek opeet nie. Dat as jy vandag hierdie vir 5 mense aanstuur, sal dit en dit en dit. Asseblief. Here bewaar ons. Nou dag bel iemand my, hulle het hulle hele pensioen verloor, want iemand sê, as jy dit nou vir hulle gee, gaan die Here dit verdubbel. Pastoor, wat doen ons nou? Ek sê, jy moes op die Here staat gemaak het, wat moet ek nou doen? Maar pastoor, kan ons nie iets bid nie? Ek sê, ja, ons kan bid dat die Here dit 7voudig vir jou terug, dit wat die vyand gesteel het. Dit kan ons voorvertrou. Jy sien, want wanneer ons nie die waarheid ken nie, wanneer ons nie weet hoe hierdie fondasie moet lyk nie, wil ek vandag vir jou kom sê, is ek en jy net so wankelbaar soos die res. Nou gaan julle weer vir my sê, pastoor, die bou verkeerd, maar ek gaan julle verkeerd bewys. Jy sien, want daar's 'n verwagting wat ek en jy het. En die woord sê vir my iets baie moois, en daarom het ek Jenga gekies. Die woord sê, 'n 3-dubbele tou breek nie maklik nie. Hoeveel blokkies is die? Interessant. En ek wonder by myself, wanneer ek en jy dalk familier raak met die Here, hoe gevaarlik is dit? Onthou julle toe Jesus in Nasaret kom? Nadat hy al hierdie wonderwerke, het julle geweet, dit was ook die tyd wat hy die minste wonderwerke gedoen het, was toe hy daar aangekom het. Weet julle hoekom? Want toe sê hulle, is dit nie Josef se seun, die skrynwerker nie? Is dit nie? Hy was aan 'n see, hy het hier rondgehardloop, maar hy het houtwerk gedoen. Ewe skielik as gevolg van hierdie familiariteit, van dit, dis maar net Jesus, het hulle die krag van Jesus heeltemal verloor. En ek wil vandag vir jou kom sê, as ek en jy so gewoond raak aan die manier wat ons die Here aanbid, aan die manier wat ons dit maar dieselfde doen, aan die manier wat ek elke jaar dieselfde boek, met dieselfde skrifversies, dieselfde dagstukkies, gaan ek my elke jaar deur dieselfde roetine, wil ek vandag vir jou kom sê, as jy besig om te bou, maar jy is besig om te bou in die verkeerde rigting. Jy sien, want as God sê, hy is 'n persoonlike God, as God die een is wat sê, hy is naby aan my, as God die een is wat sê, hy ken my, hy ken elke haar op my kop, wil ek vandag vir jou sê, wie gee my en jou die reg om hom te normaliseer en te veralgemeen? Hy is die naam bo alle name, en ek en jy veralgemeen hom. Ek en jy sê dat dit is maar hoe dit is, dis maar wat ons voel die Here moet doen. Wil ek vandag vir jou kom sê, is ek en jy besig om nie God naby aan ons te beleef nie, ons is besig om God van ver af te dop te hou. Jy sien, maar wanneer ons bou op die woord, wanneer ons bou op dit wat die Here gesê het,
Wanneer ons elke keer net 'n stukkie nader aan hom beweeg. Elke keer net sê, Here, ek vertrou U. Here, ek weet wat U mee besig is. Wil ek vandag vir jou sê, is dit goed om hom te ken. Maar wanneer die wind kom, en hy kom weer, gebeur dit al het ek die regte blokkies gebou mee. Al het ek met die beste waarheid in die skrif gebou, al het ek alles geglo wat op binne gestaan het, al staan ek op dit en ek verklaar dit, wil ek vandag vir jou sê, as die eerste storm kom, gaan dit nog steeds val. Kan ek jou sê, hoekom? Ek kort 'n bietjie bouers, kom bou 'n bietjie hier, Koenie. Man, ek kan nie alles gelyk doen nie, man, kom help net bietjie. Bou. Ja, reg. Nee, bou net. Sien julle hoe moeilik is dit om die mense in die Here se waarheid te lei? Bou net. Jy sien, wanneer ek op 'n plek is en ek kan kom verklaar, Here, dat ek gee dit in U hande oor. Here, ek bou saam met U en ek vertrou saam met U. Here, want daar's iets binne my. Ek gaan kerk toe en ek hoor die woord en ek sing die liedere, maar iets is weg want ek het 'n honger en ek het 'n eerlikheid en ek het 'n eerbied teenoor U, Here, maar ek kom net nie op daai plek wat ek voel. Jesus, Here, ek doen tog alles reg. Kan ek vanmôre nie sê ek praat met iemand? Ek doen alles reg en ek voel of ek alles reg doen, maar nog steeds is die storms in my lewe. Nog steeds is die winde in my lewe. Nog steeds lek die dak. Is julle hier? Gaan dit net in my lewe so? Nou, hoekom sê jy nie saam nie? Nee, maar pastoor, dan gaan hulle sien ek het foute. Ons weet jy het foute. Ons almal het foute. Ons almal val kort van die glorie van God. Sy woord sê dit. Jy sien, baie keer is ek en jy so naby aan die wonderwerk. Partykeer is ek en jy so naby aan die deurbraak. Die mense wat langs Jesus geleef het in Nasaret, het niks ontvang nie. Hoekom? Want hulle familiariteit het ongeloof ingebring. Hulle het ewe skielik te bevriend geraak. Jy weet as jy gevaarlikste ding in die bediening, dat hulle vir elke pastoor sê, moenie vriende in jou kerk hê nie. Dankie Koenie, dis baie goed gebou. Weer vir my sê wat ek moet doen in my eie kerkie. Dankie Koenie. Hoekom sê hulle dit? Hoekom sê hulle, jy kan nie vriende hê wanneer jy die Here dien nie? Want jy sien, wanneer dit familier raak, en daar die gemaklikheidsplek inkom, dan verloor die autoriteit sy plek. Jy sien, want dan kyk ons met groter oë na hulle sonde. Ons kyk met groter oë na hulle foute. Ek wil vandag vir jou sê, en hier's 'n paar vriende van my vanoggend in die kerk, en hulle weet ek het foute. Ek praat nie nou met die kennisse nie. Nee, ek joke. Maar ek kom op hierdie plek wat ek vanmôre vir jou wil sê, dat die oomblik toe hulle familier geraak het met Jesus, en ek wil vanoggend hierdie gevaarlike stelling maak, gewoond geraak het aan wat hy kan doen, het hulle die krag verloor van sy naam. Jy sien, wanneer laas het ek en jy nog in awe gestaan van dit wat die Here doen? Wanneer laas het ek en jy nog in awe gestaan om te sê, Here, ek wil naby aan U wees. Ek kan nie mis wat U doen nie. Wil ek vandag vir jou sê, die oomblik wat ons dit reg bou, en dit reg doen, en die Here kom haal iets hier uit. Koenie, jy het nou so goed gebou, ek kan nie eens 'n sleg plek kry nie. Dan kom haal die Here iets uit, wat hy nie van hou nie. Want jy het agtergekom dat niks aan die hoogte gebeur nie. Toe ek iets kom uithaal het nie. Nou as jy nog uithaal, ek is baie sleg hier en veral links. Wat die Here uit verhouding uit kom sê, weet jy wat, ek wil eintlik nie hê, jy moet hierdie stukkie ongeloof hê nie. Ek wil nie eintlik hê hierdie moet in jou woordeskat wees nie. Ek wil nie eintlik hê dat hierdie moet die tipe mens wat jy word tussen ander wees nie. Maar val sommer 2 uit. Jy sien, want dan kom die Here in, en jy sal agterkom, die reëls van Jenga, as jy uithaal, moet jy mos weer opsit, nê? Vergeet ek my eie reëls.
Iets gebeur in Jenga. Ek wou nou eintlik gehad het van julle moet kom speel, maar dan gaan dit te lekker raak. Wanneer ek hier uithaal, en ek kan maar heel onder ook uithaal, in van die Jengas, nie in die ene nie. Ek gaan nie nou verder probeer nie. Gebeur iets, wanneer daar uitgehaal is. Ja, maar hierdie is op 'n stukkie geloof hoor. Jy sien nou, as die kleinste windjie kom, is die kans dat hierdie gaan val baie groot. Want hy is nog nou swak. Want hier's 'n paar dinge missing. En jy sien, die vyand het dit reg gekry om vir my en jou te sê, ons moet hierdie kom vul met dit wat ons glo reg is. Ons moet hierdie kom insit met wat ons glo is reg. Kan ek vandag vir jou sê, jy kan maar try, gaan toets dit maar, as jy 'n Jenga blokkie uitgehaal het uit 'n plek uit, kry jy hom nie weer terug aan nie. Jy kry hom halfpad in, maar as jy hom verder insit, gaan hy val. Iets gebeur wanneer ons dit met onsself kom vul. Want ewe skielik lyk die vorm bietjie anderste, want ek het mos nou aan hom gekarring. En ek kan nie die risiko vat om nog goed reg te skuif nie, want net nou val hy heeltemal uitmekaar uit. Volgens wil ek hierdie by jou tuis bring. Die storm is nie jou vyand nie. Die storm is jou openbaring. Jy sien, maar wanneer die druk kom, word jou fondament getoets, word jou geloof ontboot, en sommige keer verlaat ons die Here as dit gebeur. Nie omdat God afgedwaal het nie omdat God ewe skielik weg is nie omdat ek ewe skielik voel ek bid teen die ceiling vas nie. Waar is U, Here? In my storm, wil ek vandag vir jou sê, omdat hierdie reg gebou is, omdat ek gekies het om dit op die Here te kom bou, het niks kom verander nie. Hoekom? Want aan ons is die goeie nuus verkondig, net soos aan hulle, Hebreërs 4 vers 2. Maar die woord wat hulle gehoor het, het hulle nie gebaat nie, omdat dit nie met geloof verenig was by die wat dit gehoor het nie. Wat kom sê hierdie skrif? Die Here kom sê, wanneer ek my hand oor jou lewe sit, kan die storms maar kom, kan alles maar gebeur, jy gaan nog steeds nie val nie. Want my hand is op jou. My staf die vertroos jou. Hy gaan nêrens heen nie. Kyk dit gou hoe groot is die storm al. Maar as gevolg van, hy kan maar gou, niks gaan gebeur nie, want hoekom? Die hand van God is op my. God hou my in plek, al sê die storm dit. Jog, Here, dit was rof. Nou moet 'n paar goed skuif in my lewe, ek is so bly dat dit gewerk. Jo, Here, ek het agtergekom, hierdie blokkie gaan nie meer werk nie. Hierdie gaan nie meer vir my staan nie. Okay, Here, ek hoor, ek vertrou U. Ek haal hom uit. Jy sien, wanneer God se volharding beskikbaar is, wanneer my ongeloof ontbloot word, en dit nie meer blokkeer wie ek is nie, en dan word die onstabiel, word veilig, word vertroud, as gevolg van die feit waarop ek staan. Beteken dit dat ek en jy baie keer in hierdie, ek het bietjie my storm regmaak. Hierdie ding val sommer, hierdie hele lewe uitval uit mekaar uit, maar dit is goed. Jy sien, wanneer die hand van die Here op my lewe is, en ek en jy op hierdie plek kom, waar ons hier is en skree, Here, waar is jy? Ek kan nie meer nie. Sien nie my nog raak, Here. Here, help! Kyk julle almal. Niks gaan gebeur nie. Want die hand van die Here is op my lewe. Gaan ek hier gil? Gaan ek hier skree? Ja, want ek sien die afgrond. En ek sien dit is naby. En goed, val rondom my. Maar vir een of ander rede, Here, bly ek staan. Vir een of ander rede, Here, staan ek môreoggend op en kan ek weer die lewe aangaan. Vir een of ander rede, Here, het ek nog die krag om Sondag kerk toe te gaan. Ek wonder hoekom. Want die hand is op my. Want môre oormôre, wanneer ek regkom, het julle gesien dat elke keer wanneer dit nie meer storm is nie, val iets uit? Want dit was te swak bevind in my storm. Maar ek en jy is so gefassineerd oor dit wat ek en jy verloor het, en ons wil dit die heeltyd terugsit. En ons wil die heeltyd terughou, dit wat ek voel die Here by my gevat het. Hallo?
Terwyl die Here sê, kan jy net op my fokus, want jy sien nou dat iets weer uitgeval het, kan die storm nou maar weer die kant toe kom. Kom ons aan die kant. Daar val nog goed uit. Ek het nie 'n ander hand nie, maar jy sien nou die storm aan die ander kant toe gegaan. Nou begin ek weer op die Here vertrou. Nou begin ek weer skree. En die oomblik toe die hand van die Here los en ek terugkom waar hy my wil hê, toe val alles af. Hoekom? Want eers het ek sy hand gelos. En dan blameer ons die Here. Here, al my hele lewe val in mekaar uit. Waar is jy? Dan vra die Here, waar was ek die eerste keer? En dan kom die Here en hy sê, ja, jy roep jou by die naam, man. Dan kom die Here en kom sê, Susan gaan nou die Here verteenwoordig. Jy kan maar bou. Nee, sy sê, ek wil hê jy moet vanoggend iets verstaan. Jy sien, want nou bou die Here iets met sy waarheid. En vanoggend kan hierdie vir jou vlak klink. Vanoggend kan hierdie vir jou dalk voel, jy's pastoor, ek weet nie wat jy wil sê nie. Maar jy sien, die oomblik wanneer ons toelaat om hierdie neer te sit en toe te laat dat die Here die fondasie bou. Dankie. Kom ek en jy op 'n plek wat ons sê, Here, hier wil ek wees. Want U moet die fundament wees. U moet die een wees waarop ek staan. Want Efesiërs 2 vers 20 sê, omdat julle gebou is op die fundament van die apostels en die profete, terwyl Jesus Christus self die hoof is, die hoeksteen is. Het jy geweet dat hierdie kerk, dankie, het jy geweet dat hierdie kerk is gebou op vorige mense wat hier was? Ek het nie Kerigma begin nie, en as jy gewonder het in 1930 nie, hierdie kerk is 2030, is hy 100 jaar oud. Hy is gebou op mense wat voorheen gestaan het op dit wat die Here gesê het. Jy is gebou op jou ervaring en jou kennis en die feit dat jou ma dalk bidend was, of dat jy die Here waar ook al ontmoet het in jou lewe. Jy's op dit gebou. En vandag is ek en jy besig om te groei in dit wat gebou is. Maar ek wil vandag vir jou sê, die fondasie kan so hoog gebou wees met al die waarhede in die wêreld. En jy kan die grootste teoloog wees, maar as jy nie die hand van die Here en die kennis van sy teenwoordigheid ken en die krag van die Heilige Gees nie, wil ek vandag vir jou sê, sal dit ook val. Ek ken mense wat die Bybel ken uit hulle kop uit, maar nie die Heilige Gees nie. Twee Korintiërs 13 en ek sluit af. Nie dat ons uit onsself bekwame is om enigstens te reken asof dit uit ons kom nie. Maar ons bekwaamheid en bevoegdheid kom van God. Hy het ons bekwaam gemaak, as dienaars van 'n nuwe verbond. Nie van die letter nie, maar van die Gees. Hallo. Hy sê nie van die wet nie, want dit maak dood, maar van die Gees wat lewend maak. Dalk weet jy vandag daar's sonde, dalk weet jy daar's onsekerheid, dalk dink jy daar's onvergewensgesindheid, dalk is daar 'n koue vertroudheid, of dalk is daar wat ook al, wat vanoggend kan keer, dat jy sê, Here, ek voel nie U hand op my nie. Wil ek vandag vir jou sê, maak nie saak hoe hierdie lyk nie, maak nie saak hoeveel stukke hier mis is nie, hierdie is 'n mooi gebou, maar maak nie saak hoeveel stukke al hier uit is nie, maak nie saak hoe jy jouself verteenwoordig vanoggend met hoe hierdie prentjie lyk nie, want maak nie saak of daar net een blokkie is reg deur en almal rus op daai een blokkie nie, solank die hand van die Here daarop is. Wil ek vanoggend vir jou vra, dalk is jy op 'n plek wat jy voel, yes Here, ek staan, en ek is nie in die Engelse woord is mooi, in right standing with you nie. Here, dalk is die leemtes, dalk is die plekke van ongeloof, dalk is die persoonlikheidsissues wat ek net nie uitgesorteer kry nie. Dalk is my verwagting nie van U nie, maar van dit wat rondom my is, en dit wat ek moet hê, of dit wat in my bankrekening is. Dalk is my verwagting dit wat ek van my maat verwag om vir my te wees.
Dalk is my verwagting, dit wat ek wil hê my baas moet wees vir my. Dit wat ek wil hê moet die wêreld vir my wees. Dalk is jou verwagting, dit wat jy van my verwag vanmôre, as jou pastoor. Maar vandag wil ek vir jou kom sê, mag ons verwagting op die Here wees. Op die een wie se hand op ons lewens kan rus. So ek wil jou vra om vir 'n oomblik jou oë toe te maak. Here, vandag sien ons die fundament. Vandag sien ons, Here, daar's leemtes. Vandag sien ons, Here, in hierdie gebou is daar gaps wat nie gevul is nie. In hierdie lewe van my wat gebou is, Here, sien ek soveel seer, soveel tekortkominge, Here, sien ek soveel foute, Here, sien ek soveel kere wat ek dit gemis het, Here. Sien ek elke keer, Vader, wat U my nog steeds kom haal het en nog steeds my goed was, Here. Sien ek al die kere wat ek nog steeds val en nog steeds val. Sien ek, Here, elke keer wat ek dit gemis het, Here, elke keer wat ek geja het, toe ek moes nee, elke keer wat ek genee het, toe ek moes ja, Here. Vanmôre, Vader, herinner die duiwel my gereeld aan al my foute. Mis hy nie 'n oomblik om my te herinner aan wie ek is, en wat ek is, en hoeveel foute ek maak nie. En hoeveel seer ek dalk rondom my het, of wat ek aantrek, en wat ek dra nie. Dalk hoeveel veroordeling wat ek vanmôre in my hart saam met my dra, as gevolg van hulle wat ek op staat gemaak het my so teleurgestel. Dalk sit ek vanmôre met 'n stuk onvergewensgesindheid. Dalk sit ek vanmôre met die feit dat ek nie my ouers kan vergewe nie, of ek het nie reg om dit te weet nie. Dalk sit jy vanmôre hier, want jou perfekte prentjie wat jy vir jouself ingestel het, is nie hoe hierdie prentjie lyk nie. Dalk sit jy vanmôre hier en jy vra vir jouself, joh, kyk waar is ek nou maar eers. Kyk hoeveel het ek al verloor. Wat is die tog te redde, Here? Wil ek jou vanoggend uitnooi om te kom verklaar, Here, ek bid U hand opnuut weer op my lewe. Ek kom bid, Here, dat U teenwoordigheid elke leemte, elke plek sal kom vul. Dat die Heilige Gees elke plek sal kom vul. Soos jy vanoggend hier sit en jy sê vir jouself, joh, Here, hier's meer gaps as stene in hierdie lewe. Wat ek self gebou het, Here. En Vader, dit lyk soos 'n gevalle gebou. Het gaan enige oomblik in mekaar stort, Here. Maar for some reason staan dit nog. Wil ek jou vanoggend uitnooi om op te staan en te sê, Here, ek staan vanoggend op, want ek het U nodig, dat U weer U teenwoordigheid in my lewe kom sit. Dat U weer die stene kom terugsit in my ongeloof. Dat U weer, Here, die sonde kom uitwas. Dat U my nog steeds nuut sal maak om voor U te staan. As dit vanoggend jy is, wil ek jy moet opstaan. As jy vanoggend kom verklaar, Here, hier is soveel leemtes, soveel tekortkominge, Here, hier is soveel plek, wat U nog moet iets kom doen, Here. Wys my, leer my hoe, Vader. Want Here, vanoggend sit ek myself ook hier neer. Vanoggend kom verklaar ek, Here, dat ons is swak. Maar Here, daar's krag in die bloed van Jesus. Ek wag nog vir 'n paar van julle op te staan. Ek weet daar's nog van julle wat moet. Dalk sê jy vanoggend, Jesus, Here, ek doen alles tog reg en ek het regtig nie tekortkominge in my lewe nie, Vader. Maar Here, ek voel nog steeds as die storm kom, voel ek so 'n bietjie swak. Wil ek jy moet opstaan. En ek ervaar iets van julle wat vir iemand anders moet opstaan, staan op. Ek ervaar ons van julle wat vir iemand anders moet opstaan, jy kan dit ook doen vanoggend, staan op. Ek weet ons van julle wie se daar nou net name in jou hart ingekom en in jou gedagtes wat hierdie moet hoor, staan op vir hulle. Here, vandag kom kies ons dat U die fundament is. Vandag kom bid ek, Here, dat wat ook al op hierdie fondasie verkeerd gebou is, Here, wat nie reg lyk nie, wat dalk moet afgebreek word en oorgebou moet word, Here, kom bid ek, Vader, dat U Heilige Gees in elke gap en elke steen sal inbeweeg, Here. Dat U elke leemte sal kom vul, Here, elke stukkie hartseer, elke stukkie verwarring, Here, elke stukkie ongeloof, Here, elke stukkie, Here, wat ons voel, Vader, ek word net verniel en ek kan nie meer nie.
Niemand verstaan nie, Here. Ek word net veroordeel. Bid ek, Here, that we will be in right standing with you and with nobody else. Here, maak ons weer standvastig in U. Here, mag ons kom verklaar dat wanneer die storm kom, sal ek staan. Wanneer die druk kom, sal ek staan. Wanneer die reën inkom en dit is nat en ek kan die leemte sien, sal ek bly staan. Want ek is nie gebou op die sand nie. Ek is gebou op die rots, die ewige, die naam van Jesus. Vanmôre kom bid ek, Here, mag U elke leemte kom vul. Mag U elke stukkie ongeloof, elke stukkie, Here, bitterheid, Vader, elke stukkie onvergewensgesindheid, elke stukkie twyfel, elke stukkie minderwaardigheid, elke stukkie skaamte, Here, kom bid ek, Vader, dat U dit vanoggend sal kom vul met die Heilige Gees. That you will declare you are worthy. Vader, leer ons, wys ons. In wie se lewe moet ons 'n bousteen wees en nie 'n hamer wat afbreek nie. Here, mag U ons seën om 'n seën vir ander te wees. Maar kom bid dat U vanoggend, Here, sal kom. En Vader, elke keer wanneer die vyand kom en hierdie dinge voor ons deur kom gooi, dat ons kan verklaar dat ek is gewas deur die bloed van die lam. Here, kom bid, Vader, vir elke steen wat nie hoort nie, dat U dit sal verwyder. And you will fill it with your glory, with who you are. Here, ons kom lê ons sekerheid neer. En vanmôre, Here, kom bekeer ons van sonde, ons kom bely dit, Here. Vergewe ons, Vader. Vergewe ons, Here, want die goedendierendheid is nie elke môre. Die vergifnis is nie elke môre, Here. Die hand van die Here is nie te kort nie, die teenwoordigheid is daar vir ons om met vrymoedigheid in te stap. Want U kyk nie in dit vas nie. Kom bid vanmôre, Here, kom vul ons harte. In Jesus naam. In Jesus naam. Amen. Amen.